het al vir julle môre gesê, hoop julle lekker saam gesin vanmôre ook. Nou ons het vanmôre lekker Pinksterfees 2017. En wat dit behels is, ons was 'n bietjie 'n recap hou oor alles wat ons geleer het in hierdie Pinkstertyd wat verby is, en dan 'n stukkie byleer oor hoe ons dit in ons lewe gaan inpas. Okay. So ons gaan die eerste ding doen, wat ons moet doen vanmôre is, om te recap, rewind. Ons gaan 'n bietjie teruggaan in tyd. Wie van julle kan teruggaan in tyd? Nou bietjie sien, seker dan op, wie kan time travel? Lekker. Het julle geweet dat ek time travel? Kom ek wys dit vir julle. Sien julle daai papiertjie, wat daar lê op daai kas? Hy was nie daar gewees om dit terug nie, maar ek het time travel en ek het hom daar neer gaan sit. Nee, julle sal nooit dit weet, nee, want julle gaan nie dit spot. Nee, ons gaan 'n bietjie rewind vanmôre en ons gaan begin by die begin en ons gaan eindig by vanmôre. Dat ons 'n heel groot geheelprentjie het oor Pinkster en oor die Heilige Gees. Want dit is belangrik dat ons dit mooi moet verstaan. Goed. Wie van julle onthou die dag? Hemelvaart? Ja, wie weet wat in Hemelvaart gebeur het? Wie kan vir my sê? Kom ons hoor 'n bietjie daarso by jou. Jesus het op hemel gegaan. Hy het hemel toe gegaan. En nou kan jy onthou op watter dag in die week het ons dit gevier? Op 'n donderdag, dan sê jy, julle alles is aan die gang weer. Julle weet. So ons vier dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Hy het dit in die hemel twee goed vir ons gaan doen. Hy het vir ons 'n plek voorberei. Wie kan onthou wat ons hier voor gedoen? Hy het ons net wat gemaak, cool? Hy het ons 'n bed gemaak. En wie van julle sê daai bed was baie gemaklik? Wie sê hy was ongemaklik? Julle moet julle verbeelding meer gebruik. Kom nou Roan, jy het lekker gelê slaap in daai diens. Kom nou. So hy het vir ons 'n plekkie voorberei, sodat ons eendag by hom kan wees. Maar wat het hy ook gaan doen? Hy het Jesus regeer saam met God. Hy het gaan sit aan die regterhand van God om saam met God te regeer, om ook vandag by ons betrokke te wees. So Jesus is vandag nog by ons betrokke om te regeer saam met God. En God is ook vandag nog in ons wêreld betrokke. Maar hy het ook nog aan hemel toe om te sê, hierdie haai van my, hy moet nog hier hemel toe kom. Hy moet nog hier by my kom kuier. Ek gaan nog vir 'n lekker plekkie maak dat hy by my kan tuis wees. Dis wat Jesus kom doen, dit is vrygekoop en nou kan ons altyd na hom toe nader. En hy is verhewe, hy is opgevaar na hemel toe. Hy doen net na dit gebeur daai ding. En dit wil ons sê, ons is nooit alleen nie, want iets is uitgestort. Nou, wie is slim genoeg om daai uit te figure? Ons sê, ja, Tommy. Maar hy nie sê nie. Haai. Die Heilige Gees, julle kinders, julle is aan die gang, julle is aan die brand hoor. Die Heilige Gees is uitgestort. En in wat se boek in die Bybel leer ons daar? Kom ons hoor 'n bietjie, wat se boek in die Bybel leer ons van dit? Weet? Ja, die Bybel, wat se boek in die Bybel? Kom ons hoor 'n bietjie. Jockey. Handelinge. Ja, dit is lekker stil vanmôre. En in Handelinge 1:8 staan daar: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. En dit sê dat ons gaan krag kry wanneer die Heilige Gees in ons kom woon. En dan weet jy natuurlik, die Heilige Gees wil ons ook help. Nou kom ek kyk wie was die regte opletting. Op watter dag, dit was 'n spesiale dag, het ek met julle gepraat oor die Heilige Gees wil ons ook help. Hy het gesê, die Heilige Gees en ons wil ons help. Met 'n M. Hein? Moedersdag, dat sê Hein. Ons het 'n Moedersdag gepraat oor die Heilige Gees en ons maas wat ons wil help. En dan lees ons daar Handelinge 2. En hierdie is belangrik nou. Dit was die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op
elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So daarso lees ons, dat die Heilige Gees, soos die Pinksterfees aangebreek, die Heilige Gees is uitgestort, en het is so stomme van vuur op mense se koppe gaan sit, en dit het dadelik hulle wêreld verander. Soos dadelik het hulle net anders geword. En dit is natuurlik, die nagevolg van dit was, dat daar 'n groot gemeente begin is. Maar ook in ons lewens weet ons dat, as die Heilige Gees in ons inkom, is daar ook verandering. En ons lees dit in Galasiërs 5 vers 22 tot 25, van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees natuurlik is liefde, sê gesond by, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So optree, dan weet almal om ons dat die Heilige Gees ook in ons woon. Dan sê hulle net, die wet sê niks van hierdie goeders nie. Maar ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Dit beteken as ons sê die Heilige Gees woon in ons, moet ons hom die geleentheid gee om ons gedrag te bepaal. Dan het ons gepraat oor, in watter groep is ek? En ek het julle gevra, wat se groepe is daar? En ons gesels oor die rugby spanne en die hockey spanne en alles. Dit gesê, maar die eerste groep Christene was ook 'n groep gewees. Ons lees dit in Handelinge 2 vers 41 tot 42. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense. Sê gou 3000 mense? 3000 mense. Het die eerste gemeente gevorm. Okay? Hulle het jou hartig toe gelê op die leer van die apostels en hulle onderlinge verbondenheid in die gemeenskaplike maaltyd en die gebed. Toe het ons gelees hierson, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag gevul. En al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Hulle het almal elke dag getrou en het met mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in al die eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Okay, so dit is baie om te sê, maar dit is baie eenvoudig, 6 kenmerke. Die eerste gemeente het die volgende gedoen, wonderwerke. Hulle was lief vir mekaar, hulle het met mekaar gedeel, hulle het saam geëet, saam tempel toe gegaan en saam God geprys. Okay, nou kom ons sê dit gou saam, want dit is belangrik dat ons hierdie ken. Okay? Wonderwerke, weet jy die wonderwerke? Lief vir mekaar, deel met mekaar, saam eet, saam tempel toe gegaan, en saam God geprys. Dit was die eerste gemeente en dis hoe hulle opgetree het. En dit sê dit vir ons, as ons Christene is, moet ons in eenvoud, moet ons in eenvoudigheid mekaar dien. En ons moet bereid wees om met mekaar te kuier, en met mekaar hande te vat, en vir mekaar om te gee. Dit is al wat dit vir ons leer. As die eerste gemeente direk na Jesus dit gedoen het, dan beteken dit ons moet verseker wees lief vir mekaar en lief vir ander. Hoe ons optree kan ander red. Soos jy gesê het in my laaste versie, die hele volk was hulle goed gesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hoe hulle opgetree het ander mense gesê, "Wow, ons wil ook so optree. Ons wil ook so lewe hê." En toe het hulle by mekaar gekom en toe het hulle ook deel geword van die gemeente. Toe, laas vandag praat ons oor verrassings, onthou julle dit? Nee? Sê ek daar is wat se verrassings, soos 'n goeie en 'n? Ja. En toe het hulle gesê, ons het gesê, Johannes en Petrus is gevange geneem, en dit was 'n slegte verrassing, sê So Johannes en Petrus is gevange geneem. Hulle het gedink al hulle harde werk is nou verby. Maar toe kry hulle
verrassing? Nice! En die goeie verrassing was dat 5000 mense, die gelowiges het toe gegroei na 5000 mense. En toe voor hierdie Joodse raad het hulle nou 'n gevange geneem is meer. Het hulle toe gesê, die Here, ons kan nie ophou om vir die Here te getuig nie. Ons moet vir die Here getuig. Ons moet vir die Here sê, vir almal vertel van Jesus wat opgestaan het uit die dood het. Jesus wat ons verlos het. Jesus wat heers en sit aan die regterkant van God. Hulle kon nie ophou getuig nie. En toe sê die Joodse raad, wow, ons kan nie eintlik iets fout doen meer nie. En as ander mense hierdie boodskap gaan hoor, gaan hulle wees, wow, ek meen, hulle gaan ook gered word. En toe sê hulle vir hulle, luister, julle ouens moet ophou hiermee, anders gaan julle straf. En toe sê hulle weer vir die Joodse raad, julle kan wel besluit wat reg of verkeerd is, maar ons gedoen wat die Here vir ons sê om te doen. So hulle was fees, hulle was manne van God. Hulle het gesê, ons gaan opstaan vir die Here. En toe sê ons met woord soos Petrus en Johannes, ons moet die woord verkondig, en dan laat God jou dan ook verras. Ok, so hy het nou baie gesê, maar in 'n tyd lyk dit so. Jesus het opgevaar in die hemel toe. Die Heilige Gees het so storm van vuur op mense neergedaal. Hulle is geïnspireer, hulle lewe het verander. Hulle is gevul met die Gees. Daarna het hulle saam geleef. Hulle was die eerste gemeente en hulle het tot 3000 mense gegroei. En nadat hulle tot 3000 mense gegroei het, was Petrus en Johannes deur die Joodse raad gevange geneem. En toe hulle gevange geneem is, het hulle gedink, nou is al die wêreld net. En toe verras die Here hulle dat die werk van die Gees nie opgewek nie. En die gelowiges het gegroei na 5000 lidmate toe. En dit sê vir ons dat die werk van die Gees kan nie opwek nie. So Hemelvaart, Heilige Gees, en nou werk die Gees in hierdie wêreld. En dis waar ek vandag wil uitkom. Want ek het julle nou baie geleer oor die Heilige Gees, waar het vandaan kom, baie in het gaan en so meer. En die impak wat het gehad het in mense se lewens en in ons wêreldse geskiedenis. Maar nou kom ons by hoe lyk die Heilige Gees in my lewe vandag. En elke dag, hoe lyk dit in ons lewens? Wie van julle het al die wind gehoor? Dis scary, nee? As die wind so op die hoeke gaan, dan maak dit maar so. En dan sit ek my bed en gaan so, en dan kom hy vind so baie so om die hoek van die huis. Nee, ja, ek wil julle 'n storie vertel. Ek was iemand so bang geweest, maar jy moet mooi luister. Ek was so bang geweest, daar was daar 'n mens in Toutie. Wie van julle was so 'n mens in Toutie? En daar was so groot woonstelblok Stellenbosch, en dit was hierdie tyd van die jaar geweest, dit was Komrits tyd, my pa het Komrits gehardloop, en ons het in Stellenbosch gebly, en daai aand waai die wind verskriklik. Om elke draaitjie hoor dit, en toe begin die deur te red. Ek leer as ek soos, ek is groot en klein, ek is so bang. En die wind waai verskriklik. My boetie is nog in sy kamer as ek, hy snort. Ek is soos, dan vat ek aan, Marco, as hy met die soos, en ek is so bang. Here, en ek stap om die hoek, en ek kom so in die gang af, van hierdie woonstelblok, en daar was so 'n tafel geweest, my pa het altyd die lig op die tafel aangelos, maar dit is so 'n vreemde plek, jy weet, en as jy nog op die pie in die aand, het jy nie lekker om te loop nie. En daar by die tafel sien ek iemand sit.
was met jy weet ek dra brille en daai tyd het ek brille gedra. Kyk ouens, nee. Ek kon 'n bier doodbrand op 3 meter baie brille. Ek wou maar aan. Man, en ek sien hierdie ou daar sit. En ek sê soos Papa, verdwyn. Ek wil weer, ouens, ek gaan so wat om so bang my kon vat, my vriende my kon vat, my pa is op bed, ek sprong op my bed. My pa vlieg op my sê, en nou, ek sê, Julle, en ek kon vandag toe nie weet ek nie wat het was nie. Daar was ek maar net ek wat al gedroom het, of iets, ek weet nie. Of was 'n spook. Ek was bang man, yes! Kyk, maar die wind, en dit alles is oorsak die wind, want ek die wind gehoor. En, wie vind jy het al onder dennebome deurgestap, maar hoor jy die wind, dan maak het so, jy het toch gehoor hoe mooi klink die wind deur die dennebome. It's beautiful. Nou, my pa is ook 'n dominee. En ons het gegaan, en ons was op 'n stap toe. Wie van julle het al baie ver gestap? Ek meen regtig ver. 24 km deur die berge. Hoe van julle het al gedoen? Dis amazing lekker. Maar jy is moeg. Jy gaan keer gebruik van mokkel na die tyd. My heupe seer, my kante. Maar, weet julle wat, nee? Ek het hierdie wonderlike ervaring met my pa gehad, saam met my boetie. My pa het vir my en my boetie op dieselfde plek geleer oor die Heilige Gees. Ons het is op die staproete Mac, daar in die van die bote stap groep, die staproete, en dit is, die pad is in Graskop en Mac, van Graskop af na Mac toe. En op een punt, dan kom jy so, jy gaan so deur diep kloof, jy gaan ver af onder toe, dan kom jy so uit onder, en dan stap jy nou op soeke plekke, en dan kom jy op soeke pleine af, soeke groot, oop stukke veld, massive. Toe voor jy sien jy nog berge, en dan sê jy pa vir jou, jy is moeg gestap, en sê vir jy, ken jy die berge aan? Boop hom, is daar 'n kragpaal. Agter daai kragpaal, dis waar ons slaap vanavond, en sê net so, jy het jy maar nog 'n super sien gaan aan. Nou, maar op daai stadium, toe sê my pa vir my bedien, ek wil iets leer vandag. En dis die mooiste, dis 'n soet gras. En die wind kom deur, en die wind rol so oor my gras. Jy sien net so, dit is absolute stilte, jy moet net so. En dat die wind waai so. Mag my die veld net 'n bietjie daar so doen. En die wind rol so. En dit waai so en die gras beweeg. En my pa sê my bra, kan jy sien wat besig is om te gebeur? En ek sê vir my pa, nee. Al wat ek sien is, ek sien die gras wat beweeg. Daar sê my, kyk dieper. En ek kyk weer dieper en ek sien hoe beweeg die gras, en hoe is dit amper in 'n dans. En ek sê vir pa, maar ek sien nie wat dit maak nie. Pa sê my, kyk dieper. En daaraan sien ek die bome se blare wat so waai daar in die verte. En ek hoor, en ek sê my pa, ek hoor wind en ek sien die gras wat beweeg. En hy sê vir my bra, wat gebeur is, jy kan nie die wind sien nie. Niemand het nog wind gesien nie, dit sê dat baie koue wind is wat kondenseer, maar verder sien jy nie wind nie. Ons weet nie waar kom het vandaan nie, ons weet nie waar ons op pad heen nie, maar die werk van die wind kan ons sien. Dit wat die wind maak, die dans van die grasse in die wind, kan ons sien. Die wind is so belangrik, want die wind is veroorsaak vir ons, dat die grassare en goed is versprei word. Dat styfmeel versprei word, dat suurstof versprei word en al daai goeders. Dit is so belangrik, tog kan ons dit nie sien nie. Ons weet dit bestaan, omdat ons kan die werk daarvan sien. Maar niemand het ooit wind gesien.
hy sê vir my, want dit is wie die Heilige Gees is. Jy sien die werk van die Gees in mense, in jou maatjies, in jouself, en maatjies sien dit in jou. Die Gees word lewend deur dit wat ek doen. Ek kan nie die Gees sien, maar dit wat ek doen, kan ek die Gees sien. En die Bybelgedeelte was die volgende gewees. Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar hy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So gebeur elkeen wat in die Gees gebore is. In hierdie klein stukkie leer ons van die misterie van die Gees. Ons weet nie waar hy dit vandaan kom of waar hy dit gaan nie. En ons leer ook hierso iets van 'n vertroue in God, om te sê, vertrou op hom. Hy weet wat reg en goed en mooi is, en hy wil dit graag ook in jou lewe hê. Ons moet net oorgee en op hom vertrou. Die Heilige Gees is soos kook. In kook. Jy vind julle het ooit vlekkook gedrink? Was dit vir julle lekker? Jy van vlekkook? Ok, wie hou nog van vlekkook? Ok, ek hou nie van vlekkook nie. Ek het almal wat hulle meer kook zeer hou, want as ek suiker eet, slaap ek. So, as ek nou 'n bietjie van hierdie kook gevat vir 'n eksperiment, want ek is net nie wat van kook, ek kyk of ek die slaap raak wat ek preek. Ok, maar in die kook is daar goeders, daar's bestanddele in alles. En dan is daar iets wat hier binne is, en wie weet wat is hier binne in? Yes, Tom. Gas. Daar's gas hier binne. Nou, as die gas is hier binne is, wie van julle dink ons kan die gas uithaal en die kook een kant hou en die gas dan net weer later terugsit? Wie sê kan dit? Oh. Great. Ek weet nie, ek dink jy kan dit doen nie, nee. Jy kan die gas nie uithaal. En die gas is verweef hier binne. Is daar kook en dan gas? Of is dit, die kook is vol van gas? Wat is dit? Eerste ene? Die tweede ene? Ok, nou die tweede ene is soos die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is deel van ons. Soos wat die gas deel is van die kook. Dis in ons verweef, is in ons gees verweef. En as jy dan nou die Heilige Gees die kans gee om te werk, dan kan mense dit hoor. Ek kan nie sien die gas in. Kan julle sien die gas in? Kan ons dit hoor? Nee? Kan ons dit proe? Stuur hom om. Ok. En dan is dit so dat wanneer die gas hier binne is, wanneer ek iets doen wat hierdie gas gaan maak, dat dit ontplof, dan gaan dit ontplof, dan gaan dit groot word, en dan gaan die kook oor ons heen gaan, en dit is wanneer ons die Gees die kans gee om ons te werk. As die Gees kans gee om ons te werk, dan ontplof hierdie kook as te ware, en dan word dit mes, en dan voorspoel dit in die wêreld in, en almal gaan daarmee assosieer, en hulle kan dit sien gebeur. Nou, ek gaan nou iets doen. Dis 'n eksperiment. Ek is 100% seker dat dit wel gaan fail. Maar kom ons kyk of dit iets gaan doen. So ek gaan nou vir julle iets illustreer. Die kook is jy. Binne is jou Heilige Gees. Dan gaan ek iets hier binne insit. En daai iets is jou die ambisie om die Here se woord te wil verkondig. Okay? So, hulle noem dit 'n conviction. Jy wil graag dit verkondig. Daar is 'n man van die sending groep getuienis en sending bediening. En hulle het 'n brand in hulle hart om dit te wil verkondig, om daai te wil uitgee en vir mense te vertel. En as ons reg leef,
dan gaan dit gebeur. So kom ons kyk 'n bietjie hoe werk. Soos hierdie kou oorgeborrel het, met die mentels in, so borrel ons oor van die Heilige Gees in ons hart. Onder die leiding van die Heilige Gees kan ons mense ook nader van aan die Here. Die Heilige Gees is ons stuurman. Die Heilige Gees is ons leidsman. Hy stuur ons heen, hy lei ons. En hoe lei hy ons? Nie deur 'n sagte stem in ons hart. Maar hier is die groot ding van alles. As ek nie luister vir die Heilige Gees en as ek nie leer om te luister vir die Heilige Gees, kan dit nie gebeur. As ek hom ignoreer en as ek my kans gee deur my te werk nie, kan dit nie gebeur nie. So ons moet leer vir die Heilige Gees te luister. As jy soos 'n ongemaklike gevoel oor dit kry, moet ons sê nee, ek moet eerder nie gaan nie. As ons 'n great gevoel kry, moet ons gaan vir dit. As ek voel, ek moet nou met hierdie maatjie gesels. En ek moet nou met hierdie maatjie chat, en ek moet vir die maatjie sê, weet jy wat, Jesus is lief vir jou, dan moet jy dit doen. Dis so 'n subtiele gevoel in jou hartjie, wat die Here vir jou gee, wat die Heilige Gees vir jou gee, om iets te doen. So kom ek hoor gegaan. Wie van julle wil kinders van God wees wat die Heilige Gees in die hart laat groei? Yes. Want ons wil hê dat die wêreld moet groei. Dat die wêreld nader aan die Here groei. So gee vandag ook vir jouself die geleentheid. Gee die Gees geleentheid om in jou te werk. Ons weet nie wat sy doel is nie. Ons weet nie altyd wat hy met ons wil bereik nie. Maar wat ons wel weet is dat hy iets met ons wil bereik. En dit is om ander mense ook te bereik. Kom ons maak ons uit.